Dis Pretoria FM en ons is besig met 'n reeks oor kinders en ouerskap en ons verskillende temperamente en persoonlikhede en hoe dit ook wrywing kan veroorsaak tussen die verskillende mense in 'n gesin. Ons kyk na die boek Kweekkinders met karakter geskryf deur Hetty Brits. Hetty is dan een van die sprekers wat ook deelneem aan hierdie reeks. Baie welkom Hetty. Hallo Sarina en Karen. En Karen Hunt wat sy ook gegroet het is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Hallo Karen. Nou Sarina, Hetty en luisteraars, lekker om verder saam te kuier. In die afgelope paar weke se episodes het ons gekyk intens na volwasse bome en dan ook elkeen van die verskillende kinderbome. En jy het dit so mooi gestel. Jy is nie net 'n palm noodwendig of net 'n roosboom of net 'n denie. Jy kan 'n kombinasie van die verskillende bome wees. Maar in vandag se episode wil ek baie pertinent kyk na die ouerskapstyle. En Hetty wat ook 'n baie mooi prentjie gebruik of voorbeeld gebruik van die verskillende ouerskapstyle. Karen, wil jy dit dalk vir ons verduidelik? Ja, Sarina, wanneer 'n mens met die kinders se boomtipe praat, is nie net hulle tipe boom wat 'n rol speel in die verhoudings waarna ons is nie, maar ook ons boomtipe, sowel as jou natuurlike ouerskapstyl wat baie nou verband hou met jou boomtipe. So ons noem daai in ons tuinmilieu praat ons van die kweekstyl. En jy het 'n dominante styl, maar en jy kan dit ook dan aanpas en dit is ook nodig om dit dan aan te pas vir elke fase. Ons praat van 'n saag, 'n snoeisker, 'n gieter of 'n handskoen. Dis dan die tipe gereedskap wat 'n ouer nodig het in hierdie tuin van ons gesinne. En wat is die eienskappe dan van elkeen van hierdie ouerskapstyle waarna jy verwys het? Ek gaan wegspring met die saag. Hierdie ouer is nie bang om grense te stel nie en hulle maak seker van hulle autoriteit. En wanneer ons kyk spesifiek na die klein boontjies, die 0 tot 6 jare, is dit dis nie sleg hierson nie, maar dis nie altyd bedoel vir 'n kind van 0 tot 18 jaar in hierdie fase waar hulle baie meer versorging nodig het nie. So hier kan jy jou saag aanwend na die omgewing toe en dit na buite draai en seker maak jou kind is veilig en jou kind se omgewing is goed. Maar wanneer hulle hier van 18 maande afhangende van wat se tipe boompie jou kind is tot 6 jaar begin autonoom raak of autonomie ontwikkel, moet 'n mens van daardie wilde takke ontslaa raak en dit wat regtig nie in lyn is met dit wat 'n mens verwag van dissipline, moet 'n mens dan wegsaag en seker maak jy gebruik dit. Wel net die waarskuwing is om dit altyd versigtig te gebruik. Dan as ons kyk na die tweenjare hier van 7 tot 11, moet 'n mens steeds jou saag gebruik, veral in situasies waar die reëls vooraf vasgestel was. Dit is belangrik dan dat hulle nog steeds leer van reëls, want dit is nog 'n groot fase van ontwikkeling wat plaasvind, maar ons moet pas op om nie hier te domineer of te beheer nie. En wanneer dit nie werk nie, en vir hierdie ouers baie keer geneig om te domineer, jy sien jy bereik niks nie, wanneer jy hulle begin intimideer, en dan gaan jy nog minder reg kry. Of jy kan jou kind se wil heeltemal breek of afsaag as jy wil. En hulle het dit nodig, want 'n wil is wat jou dryfveer gee in die lewe om dan daai roeping na te jaag. So ja, hou jou saag geslyp vir wanneer dit nodig is en gebruik dit ferm, maar pas op om nie skade te maak nie. En dan wanneer die boontjies nou in hulle tienerjare is die tyd vir die saag om nou eers weggesit te word, veral wanneer jy dit reg gebruik het in die vorige jare. Dan gaan jy nie nodig hê om nou jou saag te gebruik nie. Want as jy dit gebruik in die verkeerde seisoen, gaan jy regtig teruggedruk word en jy gaan dalk jou verhouding van jou kind langtermyn moet prys gee vir hierdie beheer wat jy wil bly uitoefen. So wees versigtig daarvoor en maak die besluit waarop jy wil fokus. Jou kind sal die grense ken wanneer jy jou saag reg gebruik het voordat hulle in die tienerjare kom. En die snoeiskerp waarna jy verwys het, Hetty, kan jy vir ons vertel wat die snoeiskerp behels? Ja, die snoeisker, as jy nou 'n prentjie kan hê van 'n tuinier met 'n snoeisker in die hand, jy kan nie 'n groot tak daarmee afknip nie, maar jy kan afronding doen, jy kan vorm gee. Jy is amper in onderhandeling met die boom. Die boom sê ek lyk so, dan sê jy, "Alright, maar kan jy bietjie na links, bietjie na regs, kan ons hierdie bietjie korter maak en daai bietjie ronder." En dis wat die snoeisker doen. Die snoeisker wil onderhandel, wil het redelikheid as 'n hoofwaarde. Ek wil hê my kind moet verstaan. Snoeisker ouers praat baie. Verstaan jy nou? Mamma gaan vir jou 3 redes gee. Sien jy nou dit is die regte antwoord?
So baie woorde, ook sensitief vir emosies en omstandighede, so 'n snoeiskêre ouer dink mooi, ag is nou naweek, miskien kan ons 'n bietjie ietsie aanpas, of ouma het nou kom kuier, so ons gaan nou dalk 'n bietjie roomys eet wat ons nie gewoonlik doen op 'n Dinsdag aand nie. So altyd besig met een of ander deal en die gevaar natuurlik daar is dat dit omkopery en afpersery en so aan kan word in plaas van gesonde en verantwoordelike onderhandeling. En dit het alles te doen met tydsberekening, net soos Karen nou verduidelik het met die roos. Wat so met die snoei die saag wat so perfek is vir daai 18 maande tot 3 en dan met ander tye net nie so goed is nie. So is die snoeisker ideaal vir daai laerskooljare. Wanneer kinders ek sê altyd die snoeisker is wanneer kinders kan skaak speel. Voordat kinders kan skaak speel, moet ons nie baie onderhandel nie. Maar hierso van 5, 6 jaar af kan kinders begin skaak speel. En dit is die kind wat dan rasioneel saam met jou kan dink, vir wie jy kan sê, so jy sê jy wil nie 8 uur gaan slaap nie. Kom ons praat 'n bietjie oor wat gebeur as jy later gaan slaap. Dan kan jy volgende oggend wiskunde doen nie. Hoe gaan ons weet jy kan bietjie later gaan slaap? Is as jy 9 uur gaan slaap, maar die wiskundepunte bly dieselfde. So kom ons probeer dit. So daar's 'n bietjie van 'n gee en neem met die snoeiskêrhouer. Jy kan nou dink, as jy gaan snoeisker gebruik met 'n 2-jarige en sê, ons gaan winkel toe, ons gaan vandag vir jou klere koop, wat wil jy moet mamma vir jou koop? Dan is die keuses net te wyd. Dit is te gou vir daai soort deelname en dit veroorsaak verwarring. Dit help nie eintlik ontwikkeling aan nie. En in die tienerjare kan ons nog steeds daai snoeisker gebruik, maar nou sal Karen nou 'n bietjie vertel van waar die handskoene 'n bietjie inkom, maar met die snoeisker gaan ons baie met die tiener onderhandel, maar daar's ook tye wanneer die tiener keuses gaan maak waarvan ons nie hou nie. En dis dan wanneer die snoeisker partykeer hulle hand kan oorspeel, maar nou begin hulle afpers, nou begin hulle dreig. En nou probeer hulle 'n beter deal op die tafel sit. 'n Snoeisker moet 'n nee kan hoor en dan kan sê goed, nou gaan daar sekere gevolge uitspeel en nie net sê, o nee, maar ek goed R50. Ja, okay, as jy nie daarvoor gaan leer nie, R100. Ja, okay, R300. So hulle is nogal 'n bietjie onderworpe aan inflasie partykeer. So snoeisker ideaal in die, kom ons sê, in die skaakspeeljare tot net voor die tienerjare. Jy het verwys na die handskoen. Karen, vertel ons meer van die handskoen ouerskapstyl. Ja, die handskoenouer het nogal 'n uitdaging in die grootste deel van die klein jare van jou kind. Want hulle moet leer dat hulle moet hulle vingernaels vuil maak, hulle moet hulle hande begin vuil maak. En hulle kan nie kinders grootmaak met 'n afstandbeheer nie. Hierdie fase in die begin is 'n geweldige uitdaging vir handskoenouers, want hulle wil nie heeltemal hands-on wees soos wat ons sê nie. So mens moet seker maak dat jy wel besef dat jy gaan moet aanpas in hierdie seisoen, veral met die klein jare, wanneer dit eerder 'n ander ouerskapstyl se seisoen is. Anders gaan jy dalk nooit daai verhouding kan bou met jou kind om wanneer dit wel jou seisoen aanbreek in die tienerjare, dit te kan geniet nie. So in die middeljare is dit nog steeds bietjie moeilik vir 'n handskoenouer. Mens moet pas op om nie te veel terug te trek of stilstype te kry nie. En maak gebruik van ander ouers of jou man of 'n oupa of 'n ouma of iemand anders wat jou kan help wanneer dit vir jou 'n uitdaging is in hierdie seisoen. Maar ja, mens moet jou kind het daai onafhanklikheid nodig, maar jy moet pas op dat jy nie so afwesig is dat hulle onafhanklikheid ontwikkel en jou dan nie meer nodig het in die toekoms nie. En dan wanneer die tienerfase aanbreek, is dit uiteindelik die handskoenouers se seisoen. En die harde werk wat hulle ingesit het en die feit dat hulle wel hulle hande vuil gemaak het toe die kinders klein was, kan hulle nou die vrug van geniet en hulle kan net hulle kinders die geleentheid gee en saam met hulle wees en verhouding bou. Maar mens moet ook hier versigtig wees dat as 'n handskoenouer moet 'n mens nie te vinnig vryheid vir jou kind gee nie. Mense moet nog steeds half bietjie gesprekke voer met hulle en seker maak hulle is nog op die regte rigting in hierdie fase waar hulle ook hulle identiteit ontwikkel en hulle eie stel reëls, normes en waardes. En as daar regtig iets gebeur wat erg is, vra jouself die langtermynvraag soos wat dit genoem word, is wat sal die gevolge wees as hulle hier verkeerd is? En as dit te erg op jou kind gaan wees of te erg in die samelewing gaan wees, dan is dit tyd om tog maar in te gryp. Maar as dit nie, laat dit dan uitspeel en laat hulle dan self ook so leer. Die laaste kweekstel waarna ek wil verwys het, is dan die gieter.
Ja, die gieter moet altyd daar wees, want die gieter is die versorger, die liefdevolle een. Maar 'n suiwer gieterouer dink, as jy net sonskyn en water vir jou kind gee, gaan jou kind floreer. So dis 'n baie optimistiese ouer wat dink, as ek elke dag my kind druk en sê ek is lief vir jou, dan gaan daar nooit enige moeilikheid wees nie. Nie rebellie nie, nie dissiplineprobleme nie, nie akademiese probleme nie, niks nie. En dis dalk 'n bietjie simplisties, né? Maar dis waar in die eerste 18 maande. Dit is 100% waar. As jy in die eerste 18 maande opstaan, doek ruil, melk gee, elke fisieke en emosionele behoefte aanspreek, dan gaan daar 'n band wees en daar gaan verhouding wees. As jy vriendelik oogkontak maak, bly om jou babatjie te uit die bedjie te tel elke keer as jy vir die 10de keer wakker gemaak word. Dis waar die gieter so 'n fenominale rol speel, want al wat die gieter doen is sê, wat het jy nodig, ek wil jou bly maak. En wanneer 'n mens dit baie goed doen in die eerste 18 maande, kan jy bo op daai fundament bou met die saag en dan die snoeiskerp, dan uiteindelik die handskoen. So die tydsberekening is alles. Maar die gieter wat in die laerskooljare alles vir die kind wil maklik maak, is daai ma wat terugry huis toe en jou boeke vir jou gaan haal en jou kossies agter jou aandra en alles vir jou maklik maak en jou gevegte vir jou veg en seker maak jy het net 'n gemaklike lewe wat dan uiteindelik vir jou verlam. Wat maak dat jy nie in die wêreld daar buite kan funksioneer nie. Want oorversorging is 'n ware probleem. Kinders moet ook hulle eie paadjie kan baan en die gieter moet dus in die agtergrond ingaan wanneer kinders hulle eie vaardigheid moet ontwikkel, hulle self as vaardig moet beleef en dan in die tienerjare die pynlike gevolge moet dra, want die hoogste doel van hierdie gieter is, my kind moet nooit pyn beleef nie. En dit is nie 'n sinvolle doel met 'n tiener nie. En dan uiteindelik mag 'n mens weer bietjie gieter wees as jy ouma is, wat nou die fase is waarna ek is, wat heerlik is. Dan kan mens teruggaan na, ek bring die bederfies en ek koop persente wat geen kind regtig nodig het nie. En ek speel net en dan as die kind skree, gee ek wat terug. Maar ja, die gieter is natuurlik nodig in die tienerjare, wanneer kinders se harte breek, hulle eerste liefdesteleurstelling het. Orals mag ons nog versorg, maar nie tot die mate dat 'n kind nie beleef, ek kan ook op my eie voete staan nie. As ek so luister, dan kan ek verstaan dat 'n mens eintlik al 4 van hierdie items nodig het in jou ouerskap gereedskapskis. Elke fase benodig 'n ander tipe kweekstyl, soos wat julle dit dan ook baie mooi uitgelig het. Maar jy het tog 'n natuurlike of dominante kweekstyl en Karen sal jou kan help om uit te vind wat dit is. Ek sal haar besonderhede ook deel as jy meer wil uitvind. Maar baie dankie vir julle tyd van dese week. Volgende week gaan ons praat oor dissipline en ek sien uit om ook daaroor te gesels. Ons woordvoerders of gaste vandag Hetty Brits, skrywer van Kweekkinders met Karakter en Karen Hunt, geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus.